U is goed vir my, U sterf vir my op Golgotha. U vergewe my, spreek my vry as ek dit vra. En al wat ek wil doen, is prys U naam, loof U naam. U is hemel toe, om daar vir my plek te berei. U kom spoedig terug, om my te haal, wat 'n vlug. En al wat ek wil doen, is prys U naam, loof U naam. Dankie Heer vir al U liefde aan my bewys. Dit gee my net rede om U nog meer te prys. En al wat ek wil doen, is prys U naam, loof U naam. Ek leef elke dag met die krag en die gesag. Staan die bose teer met al sy planne wat hy smeer. En al wat ek wil doen, is prys U naam, loof U naam. Dankie Heer vir al U liefde aan my bewys. Dit gee my net rede om U nog meer te prys. En al wat ek wil doen, is prys U naam, loof U naam. Prys U naam, loof U naam. Dis altyd 'n geweldige voorreg om die woord te deel soos dit geskryf staan. En ek wil vir ons 'n paar verse voorhou aan die hand van Romeine 15. En ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot by vers 3. Romeine 15, ek lees vir ons vanaf vers 1. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie, vers 2. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting, vers 3. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. Dit beteken alles teen God gerig, het Jesus gedra. Ek wil vandag met jou praat oor hierdie mooi gedagte wat die Here op my hart gelê het. Beste wenners het die beste ondersteuners. Ek wil begin om te sê dat elke wenner het 'n ondersteuner gehad. Ek weet van geen geval waar iemand dit ver gebring het in die lewe en hy of sy het nie iewers 'n ondersteuner of baie ondersteuners of spanne van ondersteuning geniet en gehad nie. Elke tweede boek wat jy omtrent optel, sal daarvoor in die erkenning staan. Baie dankie my skat vir jou bydra. Baie dankie my eggenoot vir u bydra om my te inspireer om hierdie boek te skrywe. Sonder jou inspirasie, sonder jou ondersteuning, sou dit nooit moontlik gewees het nie. Beste wenners, sê ek, die beste ondersteuners. Ons sê dikwels in goeie Afrikaans, agter elke suksesvolle man is daar 'n vrou. Die rugby span wat op die tuisveld speel, het die wonderlike ondersteuning, het die voorsprong van die tuiskare wat ondersteun en help. Ag, mag ek ietsie vertel uit my eie lewe, dis mos maar die beste om iets wat jy proef ondervindelik ervare te kan deel en vanuit daardie gesag te kan spreek. Jare wat gelede neem ek deel aan die SA's vir die halfmarathon en dit was in Port Elizabeth gewees. Nou ja, die lugdruk is wonderlik daar, die suurstofgehalte by die see is wonderlik en ons spring daar weg en ons hardloop teen 'n pas. En ek self dryf my en druk my so wat ek kan. En iewers hier so in die middel van die wedloop
voel ek net, luister, kyk, ek kan nie langer hierdie moordende pas volhou nie. Maar ek kan nie nou verslap nie, want hier gaan ons nou by 'n klomp mense verby. Ons hardloop so in 'n sirkelroete, so 2 keer, 3 keer gaan ons in die rond en by dieselfde mense verby, so langs die see daar af. Fantastiese atmosfeer gewees, met oral maar mense wat staan en aanmoedig en skrou en skree, maar veral hier by die wegspring is die groot skare groep mense, en ek neem my voor, luister, ek wil nou net by hierdie klomp mense verbykom, ek kan nie meer nie, ek gaan dit nie maak teen hierdie geweldige pas nie, dan gaan ek my pas verslap. Ek wil net eers by hierdie klomp mense verbygaan, want hoe sal dit nou lyk, as ek nou hier begin en nou stadig hardloop. En terwyl ons daar by daardie groep mense verbygaan, skree Jennifer Daniels, die ons span, kom ons sê maar bestuurder, en sy skree vir my, Pastor, jy's tweede in jou kategorie. Mensdom, toe ek dit hoor, het ek inspirasie en lus, en ongeag die moegheid wat my oorval het, dryf ek myself in daardie pas en hou ek vol, as gevolg van een persoon wat dit vir my geskree het, en deur die Here se genade kom ek jou waarlik tweede. Die Here is net goed, maar daar was 'n ondersteuner gewees wat my aangemoedig het en wat my gehelp het. Ek dink aan een van die groot predikers in my lewe, oorlede pastoor Philip Gerber. Hy was 'n legende in sy dag gewees. En ek onthou die jaar by Pinksterpark, wat hy die reeks begin het en hy gesê het, ek dank God vir die geleentheid wat my broers en my susters my gegee het. U wat my kans gegee het, u wat my vertrou het met die woord, en dit is deur u dat ek gekom het waar ek gekom het. Natuurlik gee hy God die eer, maar hy gee erkenning ook aan sy broers en sy susters. En vir u wat nie weet nie, die Here het hierdie man wonderlik gebruik met 'n woord van kennis, en kan ek dit dan maar net weer vertel, dat u net hoor, waar het hy gekom deur die ondersteuning van sy broers en sy susters. Ek onthou daardie jaar, by die eerste sessie wat hy gepreek het, dat hy gesê het, die Here het my 'n naam gegee. Hy vra, is hier iemand met die naam van Antoinette Viljoen? Steek net 'n bietjie die hand op, en daar steek 'n dame haar hand op. En in sy grove stem sê hy, kom 'n bietjie hier. En sy en nog 'n ouer dame staan op, en ons neem aan, dis seker nou maar die moeder, en hulle twee kom so uitgeskuif deur die bankstoele, en kom daar aan die regterkant se paadjie, kom hulle afgestap. Ek onthou dit so goed, daardie jaar het ons pastore nog op die platform voorgesit, en hy sê, die Here wys vir my, sy kry epileptiese aanvalle, is dit so? En hulle steek die hande op. Hy sê, die Here wys vir my, sy kry dit al vir 38 jaar. En op daardie stadium is hulle voor by die mikrofoon, en die ma praat, en die ma sê, my dogter is nou 38 jaar oud, en sy kry epileptiese aanvalle van haar geboorte af. En pastoor Gerber vra, ken julle my, ken ek vir julle? Hulle sê, nee pastoor, jy ken ons van geen kant af nie. Ons het net gehoor van jou, ons is vanaand vir die eerste keer hier, in die hoop dat God iets vir die dogter sal doen. Kyk net, wat doen die Here deur 'n man, vir wie sy broers en susters die geleentheid gegee het, sodat hy gekom het waar hy gekom het, en hy was 'n gawe aan die kerk en aan die koninkryk van God. Loof die naam van die Here. Beste wenners het die beste ondersteuners. Ek dink aan pastoor Willie Botha, die blinde gospelsanger, wat gepraat het van pastoor Hannes Stein, wat so 'n groot en 'n wonderlike invloed op sy lewe gehad het. En hy sê, daar was kere gewees wat hy regtig nie lus was om kerk toe te gaan nie, maar dat hy gedink aan pastoor Hannes Stein, wat hy kan hom ons nie teleurstel nie. Terwille van pastoor Hannes Stein het hy kerk toe gegaan. Ons het so nodig om mekaar te ondersteun en mekaar te help om bo uit te kom. Loof die naam van die Here. Elke wenner het sy ondersteuner, en sonder mekaar sal ons nie wenners wees nie. Ek dank die Here ook vir my broers en my susters wat my raak gesien het, my eerste pastoor wat oor my geprofeteer het, en langs die pad ander wat my aangemoedig het en raak gesien het. Die Here kry die eer en die lof voorwaar, maar dankie vir elkeen wat my ook aangemoedig het langs die pad.
1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Selfs Dawid het sy hoeveelheid ondersteuners gehad, en Dawid sou nie gekom het waar hy gekom het, was dit nie vir al sy manne wat rondom hom was nie. 1 Kronieke 11 vers 10 sê, en dit was die hoofde van die helde van Dawid, wat hom kragtig bygestaan het in sy koningskap, saam met die hele Israel, om hom volgens die woord van die Here koning te maak oor Israel. Loof die Here vir ondersteuning, wat jou oplig en jou aanmoedig en bou, veral in hierdie dae, waar ons bose dae beleef, soveel antagonisme, soveel negativiteit, het ons regtig mekaar nodig. Ons het nou gesê, dat wenners het ondersteuners. Verloorders het nie ondersteuners nie. Hoekom sak mense uit in die lewe? Hoekom kan mense nie volhard op die pad wat hulle begin het? Kom verloor mense teen die aanslae van die lewe? Die antwoord is, hulle het nie ondersteuners gehad nie, wat hulle aangemoedig het nie. Maar, daar was 'n legio van afbrekers en afkrakers en kritiseerders en mense wat ontmoedig het. In die wêreld breek hulle mekaar af. In die wêreld jak hulle mekaar af. In die wêreld kraak hulle mekaar af. In die wêreld is daar jaloesie en gun die een nie vir die ander 'n staanplek nie. En as ander kwaad, as ander opgang maak. Ek onthou jare gelede het oom Vanus Rautenbach gesê, hoe sal jy weet as daar nou verskillende bakke met krappe in is? Hierdie bak is nou Suid-Afrikaanse krappe. Hy sê, jy kan baie mooi kyk, die oomblik as een krap hier oor die rand wil klim en wil bietjie uitstyg, dan trek die ander krappe hom af. Dit was nou net 'n grappie, maar daar is groot waarheid in ook hierdie grappie gewees. Ek onthou die broer wat eendag vir my in die gemeente gesê het, mense het my al so afgebreek, dat ek wil niks meer doen, as gevolg van hulle kritiek. Stomme Job kreun onder die afwesigheid van sy vriende se ondersteuning. In Job 19 vers 2 kreun Job en hy sê, hoe lank sal julle my met woorde verbrysel? Toe hy gesoek het na 'n bietjie aanmoediging, toe hy gesoek het na 'n bietjie inspirasie by sy vriende, het hulle hom net afgekraak. Hebreërs 12 vers 1, daardie bekende vers. Hy sê hier in die lewende vertaling, die lewe is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met die wedloop. Die skrywer van die Hebreërsbrief sê, die mense wat God gedien het, wat al ontslaap het, hulle voorbeelde is soos mense wat op die paviljoen sit en ons wat nou in die wedloop, in die geestelike wedloop, hardloop, aanmoedig om aan te hou en nie uit te sak nie, maar aan hulle te dink, aan hulle voorbeelde te dink en dit dien tot inspirasie van ons wat die wedloop hardloop. Ek het al so gewonder watter persentasie van mense is aanmoedigers en watter persentasie van mense is afbrekers en ontmoedigers. En ek het nou maar sommer gedink aan die 12 verspieders wat in die tyd van Josua die land Kanaan moes gaan verken het. Jy ken die verhaal hoe dat hulle teruggekom het en net 2 het gesê, ons kan, want hulle het God gesien wat groot is. 10 van die 12 het gesê, ons kan nie. Dit wil sê 1/6 is afkrakers en afbrekers en ontmoedigers, maar net 16% is aanmoedigers. En daarom roep ek jou op vandag as kind van God, wees 'n ondersteuner, wees 'n aanmoediger. Romeine 15 vers 1 en 2, ons geleesde gedeelte, sê in die lewende vertaling, lewende Bybel, die van ons wat sterk is in die geloof, moet die probleme van ander Christene raak sien. Ons moet hulle raak sien. Hoe dikwels word hulle nie raak gesien nie?
Ons selfs kinders van die Here leef net vir hulle self en besef nie, maar die mensies om my het aanmoediging nodig. Almal smag na 'n goeie woordjie, almal begeer dat daar net so 'n kloppie op die skouer kan kom. Hy sê, wat nie so sterk is nie, en dit saam met hulle help dra. Ons mag nie net aan onsself dink om onsself te plesier nie. Elkeen van ons moet ook aan sy mede-Christen dink en doen wat hom kan plesier en sy geloof kan versterk. Hoor, moet ek dit weer sê. En doen wat hom kan plesier en sy geloof kan versterk. Wil jy 'n wenner wees? Begin dan om ander te ondersteun. Begin dan om ander te bemoedig. Want die beginsel van Galasiërs 6 vers 7 sê, wat jy saai, gaan jy maai. As jy ondersteuning saai, gaan jy dit op een of ander terrein ook ontvang en gaan jy dit kry. Saai ondersteuning en maai ook ondersteuning en daardeur word jy self ook 'n wenner. Prys die naam van die Here. Dale Carnegie het gesê, kritiek is soos 'n posduif. Dit kom altyd terug. Gee kritiek en jy kry kritiek. Daarom sê ek, saai ondersteuning en jy maai ondersteuning. Hoe kan ek ondersteun? 5 dingetjies baie vinnig. Deur anders te begin dink oor jou broer en jou suster. Aanvaar ons is almal nie dieselfde nie. Almal hou nie van waarvan jy hou nie. En dit maak hom nie 'n slegter kind van die Here nie. Ek het al die jare gedink, almal moet vurig die Bybel lees, dag en nag in die woord wees. Tot laas Sondag hoor ek sê 'n prediker, daar is mense wat nie eers 2 versies kan lees nie, dan val hulle aan die slaap. En dan is daar ander mense wat 5 hoofstukke kan lees, en dit hoe meer, hoe beter vir hulle. Ons is nie dieselfde nie. Ek kan nie sê dat die mense het nie die Here lief nie. Hulle dalk die Here meer lief as ek, wat in die woord leef en delf elke dag. Aanvaar hulle andersheid en laat hulle andersheid saam met ons 'n krag en 'n bate word vir die koninkryk van God. Tweedens, gebruik ek woorde. Ek moet my lippe oopmaak en my stembande gebruik en woorde spreek en ander aanmoedig. 1 Tessalonisense 4 vers 18 sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Jy moet praat. Broer, jy moet praat, suster, en sê iets positiefs vir jou medebroer en suster, om hulle aan te moedig en op te bou en nie af te breek nie. Derdens, my en jou voorbeeld, 1 Tessalonisense 1 vers 7 sê, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Agaia. En een van die beste maniere om met jou voorbeeld te lei, is om teenwoordig te wees by die onderlinge byeenkoms. Jou afwesigheid demp, ontmoedig, spoor nie aan nie. Sestens, gebed. 1 Johannes 5 vers 16 sê, as jou broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, dan moet jy bid. Hy sê nie, jy moet nou met 'n skinderveldtog beginne. Hy sê nie, jy moet nou hardloop van oor tot oor. Het jy gehoor? Het jy gehoor? Het jy gehoor nie? Nee, net tussen my en God. En ek bid so wat ek kan. Die Here toegelaat dat jy dit gesien het. Hy sê, as jy om 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, dan moet jy bid. Beteken jy praat met God oor jou broer en jou suster. Jy skryf hom nie af nie, want dis die materiaal waarmee ons die wedstryd moet wen. Prys die Here. Amen. Efesiërs 4 vers 16 praat van die ondersteuning wat elke lid gee, die groei van die gemeente bevorder. Loof sy naam. 'n 5de manier van ondersteuning en aanmoedig is, laat toe dat iemand van onderaf langs jou kom staan en selfs by jou verbygaan. Ek vertel altyd die storie van die pasaangeer. Ek praat nie van die hart se pasaangeer nie, maar ek praat van die pasaangeer in 'n wedloop, omdat dit nou maar my ervaringswêreld is. Ons span reken af voor die tyd. Koos, jy gaan die pasaangewer wees. Wat beteken, Koos gaan hardloop vir 3 rondes as ons nou die 1500 meter doen.
dat hy gaan 3 rondes sy beste gee, so vinnig as wat hy kan. En dan by die 4de ronde, dan verslap hy sy pas. Hy is basies op. Nou die kans is baie goed dat die opponente, die ander klubs of ander spanne, skole se spanne, gaan sy voorbeeld volg en keer dat hy nie so wegkom nie, en hulle gaan teen 'n onverstandige pas hardloop. En dan hier by die 4de ronde, dan sak hy heeltemal uit, gaan hier uit teen die kant, dat die ander kant verbykom. Sy wedloop is klaar, hy gaan heel laaste moontlik kom. Maar dan kom ons spanne se manne wat 'n goeie pas gehou het, maar nie onverstandig vinnig gegaan het nie. Hulle kan dan daardie pas volhou en die kans is goed dat ons kan wen. 'n Pasaangewer wat sy posisie totaal en al opgee sodat sy spanmaats kan wen. Is dit nie groots nie? Is dit nie soos die koninkryk van God werk, dat ek ander hoër ag as myself? Jesus was die grootste ondersteuner, en daarom het hy ook die grootste wenner geword. Hy het uit die hemel neergedaal, vlees geword, gesterf, en ons wat in die dood was diep daaronder kom uithaal, en ons opgelig, sodat ons almal in die hemel kan kom. Hy het homself ontledig, sê Filippense 2. Hy self het niks geword om ander op te lig, en daarom is aan hom 'n naam gegee bo elke ander naam, sodat in die naam van Jesus sal buig alles wat asem het. Hy het so laag gesak en afgeklim om ons op te lig tot in die hemel. Romeine 15:3 sê, want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. Daar word baie in ons dag gepraat oor selfbeeld, maar niemand het meer gedoen vir selfbeeld as Christus Jesus self nie. Die slegste sondaar, die helverdiende sondaar, het Jesus gemaak kinders van God. 1 Johannes 3 vers 1 skryf Johannes, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Deur sy kruisdood is ek en jy wat nou in Jesus Christus glo as redder en verlosser, het ons geword heiliges, geseëndes, begenadigdes, uitverkorenes, uitverkiestes in Christus Jesus, gereddes, volmaak in Christus. Om hierdie rede skaam hy hom nie om ons broeders te noem nie. Hebreërs 2 vers 11. Kyk net waar dryf dit ons selfbeeld. Ons wat verlore sondaars, helverdiende sondaars was, word nou uitverkorenes. Ons word nou in Christus geregverdig. Prys sy wonderlike naam. Nou tree hy vir ons in die hemel. Hy ondersteun ons tot selfs op hierdie oomblik vanuit die hemel. 1 Johannes 2 vers 1. En hy sê, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ons geniet steeds sy ondersteuning nou hier op aarde. Ons het gesê, verloorders het nie ondersteuners nie. So lê daar 'n man by die bad van Bethesda. 38 jaar lank is hy siek, sê Johannes 5 vir ons. Die verhaal lui dat daar was 'n engel wat op 'n sekere stadium van die dag gekom het en die waters geroer het. En dan die persoon wat eerste in daardie water kon kom, het gesond geword, ongeag sy siekte, sy kwaal, sy krankheid, sy ellende. Oeg, is dit nie wonderbaar nie? Loof die Here. Maar hierdie stomme man het niemand gehad wat hom kon help nie. Hy het elke slag probeer, 365 keer in 'n jaar, wat beteken 13.870 keer benewens die skrikkeldae van die skrikkeljare, het hierdie man probeer, 38 jaar lank het hy probeer, maar op 'n wonderlike goeie dag kom Jesus daaraan gestap en hy gaan by hierdie man staan. En hy vra hierdie vraag vir hom, wil jy gesond word? Vers 7, hy antwoord, sy eerste woorde wat hy sê is, Here, ek het niemand, ek het geen ondersteuning, ek het niemand wat 'n bietjie hand by sit en my help nie. Hy sê daar's om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in.
Die kanse was goed dat die ander siekes wat daar gelê het, ondersteuners gehad het, wat hulle gehelp het, gesleep het, gedra het, op 'n manier in die water gekry het, dat hy vir 38 jaar altyd tweede, derde, vierde gekom het. Maar daardie dag kom Jesus daaraan gestap, want hy sien hierdie man se nood. Is dit nie typies van wat ons sien in die wêreld, en dis eina om dit te sê, maar dikwels ook in die kerk, dat iemand so sy vinger alleen moet deur hierdie lewe gaan. Die ander dag skryf 'n vroutjie vir my en sê, ek het net een in my span, dis nou by die huis. Sy staan teenoor haar man en die kinders wat teenoor haar verdeeld staan. Maar daardie wonderlike dag kom Jesus, en Jesus help hierdie man. En daarom wil ek vandag sê, kom ons gaan na Jesus toe. As ons dan nie aardse ondersteuners het nie, die Here Jesus bly steeds die wonderlikste ondersteuner. Maak nie saak my siekte, maak nie saak jou omstandighede, maak nie saak hoe lank die tydsfaktor, die afstandsfaktor, jy vanmôre, waar jy ook al mag woon en bly nie. En Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En die Bybel sê, en dadelik het die man gesond geword. Ek glo dat God kan my onmiddellik genees. Ek glo dat God kan jou onmiddellik genees. En sy bed opgeneem en geloop, 38 jaar lê, en in 1 sekonde staan hy op, neem sy bed en hy loop, prys die naam van die Here. Hy lyk vir my, hy het nie eers daar effentjies krank gewees en bietjie styf in die bene of die knieë gewees nie. Hy het dadelik geloop. Dis wat God kan doen. Loof sy wonderlike naam. As jy vandag bedroef is, kom na hierdie wonderlike Here Jesus. Hy wil jou ondersteun en word 'n wenner uit jou omstandighede uit. Hy's die beste ondersteuner en jy gaan die beste wenner word. Die beste manier van genesing is, God genees jou deur 'n wonderwerk, soos wat hy daardie dag gedoen het. As jy vandag belas is met een of ander saak, kom na hierdie wonderlike Here Jesus, die beste ondersteuner. As jy hartseer is weens een of ander saak, as jy siek is in jou liggaam, as jy miskien verlang na 'n ou drukkie, want jy voel so eensaam en alleen, selfs Jesus kan daarin voorsien. En as jy nog nie gered is vandag, kom na hierdie Jesus. Hy spesialiseer om van sondaars hemelinge te maak. Jesus sê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hoor jy wat sê hy? Almal. Ek en jy is daarby ingereken. Die laaste mens wat in geloof na hom toe kom, hy sal hom nooit wegstoot nie. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Rus van jou pyn, rus van jou smart, rus van jou omstandighede. Laaste teksvers en dan gaan ons bid. Jesaja 41 vers 10. Hoor net die ondersteuning wat God wil gee vir 'n mens. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Wil jy nie nou in geloof jou regterhand sit, in daardie uitgestrekte reddende regterhand van God, en jy gryp die Here vas in geloof, terwyl ons nou gaan saam bid. Hemelse Vader, elkeen wat nou in geloof na U uitreik, Here, strek ook nou U hand na daardie persoon, en gryp daardie persoon. Tel hulle op, Here, wat swak is, hulle wat krepeel is na liggaam, siel en gees. Here, hulle wat smart in hulle hart het, hulle wat weens een of ander omstandighede, Here, kwaai belas is vanmôre. Ek bid ook, Here, vir hulle wat U vanmôre wil aangryp as die redder en saligmaker, wat in hulle harte nou sê, Here Jesus, ek kom na U, red my, verlos my, verbreek die bindinge en die magte van die duiwel en van verslawing oor my lewe, maak my U kind deur en deur. Gryp my, Here, red my, Here, verlos my, Here. Doen dit, Vader, doen dit vir elkeen, Here, wat dit nou doen, en elkeen wat uitreik na U. Dankie dat 'n uitreikende God en 'n uitreikende mens mekaar sal ontmoet,
en die verrykende gevolge van genesing en van redding en van verlossing tot in ewigheid. Ons dankie, Here. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Wherever I am, I'll praise Him. Wherever I can, I'll praise Him. For His love surrounds me like the sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. Wherever I am, I'll praise Him. Wherever I can, I'll praise Him. For His love surrounds me like the sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. Wherever I am, I'll praise Him. Wherever I can, I'll praise Him. For His love surrounds me like the sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, 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 precious Father, 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 precious Spirit, 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 Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. Jesus, 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 precious Father, 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 precious Spirit, 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 Spirit. Give your life to Jesus. Let Him fill your soul. Let Him take you in His arms and make you whole. As you give your life to Him, He'll set you free. You will reign and live with Him eternally.